Wat is in jou beursie? Nou, ek praat nie vandag van jou geldbeursie nie, maar van jou tydbeursie. Hoeveel tyd het jy nog oor om te lewe en wat gaan jy daarmee doen? Nou, as jy jonk is, dan is jou tydbeursie lekker dik, want jy het nog lank om te lewe. As jy so 'n bietjie gryser is, dan is jou beursie bietjie dunner, want jy het nie meer so baie tyd oor om te lewe. En weet jy, jou geldbeursie moet jy baie beslis weet presies hoeveel is daarin, sodat jy die regte besluite kan neem. Want as jy in 'n winkel instap en jy koop iets en skielik het jy te min as jy nie skanne, of as jy dink daar's te min en jy laat iets by jou verbygaan, dan is daar iets wat jy nodig gehad het en kon gekoop het en jy het dit nie. En dieselfde met jou tydbeursie. Jy moet dus hierso weet hoeveel tyd het jy oor. Nou onmiddellik sal iemand vir my sê, maar ek weet dit nie. Hoe weet ek hoeveel tyd het ek het oor? Wel, mens weet dit nie, maar tog weet jy daarom iets. Jy weet dat jy elke dag 24 splinternuwe ure propvol in jou tydbeursie kry. En dis iets wat jy moet waardeer, want my geldbeursie moet ek self vol prop en hard werk om dit te kry, en hier uit genade kry ek dit. Die Here gee dit vir my. Dis eintlik is ek nogal skatryk wat my tydbeursie betref. Maar dan moet jy daarom ook weet, jy kan verwag op 'n sekere ouderdom hoe oud jy waarskynlik gaan word. As jy 20 is, dan kan jy daarom verwag dat jy nog 50 sal hê, of 70 dat jy daarom nog 'n 10 sal hê. Dus hierdie goeders maak dat jy tog 'n soort van 'n wete het, en dan moet jy beplan, want as jy nie weet hoeveel jy het en beplan daarvolgens nie, gaan jy of mors met dit wat jy het, of jy gaan geleenthede laat verbygaan. En dis die belangrike ding wat jy moet weet. Hier's 'n gesegde wat ek vir julle wil wys, wat vir my onlangs regtig getref het. Time is the only currency you spend without ever knowing the balance. Ons weet nie, al het jy so 'n verwagting hoe oud jy gaan word, dat jy nog hierdie volle dag kan gebruik, maar ons weet nie. Nou, ek sê dit nie om bang te maak, asof die Here nou skielik vir jou lewe gaan beëindig nie. Maar wat wel waar is, die uur wat ek nou uithaal en gebruik, gaan ek nooit weer kry nie. Ek moet vra, gaan ek die beste doen met hierdie uur? En daarom moet ons regtig vra vir die Bybel, wat moet ons doen, hoe moet ons hanteer? Want die Bybel sê dit nog mooier, Prediker 12 vers 9. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hierdie teks sê twee goeders. Dit sê, bestee jou tyd. Jy kan nie tyd opgaar nie, jy moet dit nie probeer opgaar nie, maar bestee dit met wysheid. Dat jy dit nie mors op nuttelose goeders, misbruik vir verkeerde goeders nie. Nou, as ek sê reg bestee, beteken nie jy hoef groot goed te doen, 'n Eiffeltoring bou of 'n Kariba dam nie, maar jy moet juis die liefdevolle goeders doen, die regte goed, sodat jy op die ou end 'n Kariba dam propvol liefde hê, want jy daagliks liefde vir die mense rondom jou daarin laat invloei. Tweede ding, God gaan navraag doen. Weereens sê ek dit nie om vir jou bang te maak nie, want die Here gaan nie soos 'n regter vir jou sê wat jy gedoen nie. Hy is meer soos 'n vader wat daaroor praat. Maar dalk gaan jou tyd skielik ophou, of jy gaan amper iets oorkom en besef dit kon nou opgehou het. Maar eintlik moet jy elke dag daaroor nadink, en daarom is hier
3 gewoontes wat ek vir jou wil gee rondom jou tydbeursie. En dit is om elke dag vir God te gaan vertel, wat het ek hiermee gedoen, wat het ek daarmee gedoen. Dus dat hy saam met jou kyk na dit wat verby is. En dan dink jy en jy beplan saam met hom, wat gaan jy nou doen met die volgende dag? Wat gaan ek doen om hierdie tyd regtig sinvol vol te maak? Dalk iets kosbaars doen, dalk sommer net glimlag. Dalk iets liefdevols doen, iets nuttig doen. Dan gaan ek iets doen met hierdie tyd wat die Here vir my gegee het, deur te beplan daaroor. En saam met bid en dink oor die verlede, beplan vir die toekoms, moet jy dan opstaan en dit gaan doen. Dat jy nie wag en sê, daar's baie tyd nie. Jy sê, ek gaan dit nou doen, want die Here het my beursie vanoggend volgemaak om te bestee tot vreugde, tot sy eer. Kom ons bid daarvoor. Hemelvader, ons is skatryk omdat ons lewe, omdat hierdie dag deur ons oë gesien kan word en deur ons liggaam belewe kan word. En daarom wil ons vra, Here, gee vir ons die genade om hierdie dag voluit te gebruik, om dit te geniet, om U te eer, sodat ek en U aan die einde van die dag sal sê, dit was 'n goeie dag. Dit was 'n lekker dag, want ek het vir U geëer en die lewe geniet en ontgin. Daarvoor bid ons in Jesus naam. Amen. Ek weet nie hoe oud jy gaan word of hoe oud ek gaan word nie, maar ek weet, vandag se 24 uur is myne om saam met die Here te geniet. Seënwense.